welkom by dag 11 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie môre se episode misloop nie. Terwyl ons saam deur Spreuke stap, ontdek ons keer op keer dat God se wysheid heeltemal anders lyk as die wêreld se manier van dink. Vandag se vers is 'n pragtige voorbeeld daarvan. God sê dat wanneer ons ander verkoop, hy ons ook sal verkoop. Dis 'n belofte wat my elke keer weer diep raak. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte uit Spreuke 11 vers 25. Mense wat 'n ander iets gun, het self altyd oorvloed. Hulle wat ander se dors les, is self altyd verkoop. Wanneer ons die woord ruimhartigheid hoor, dink ons gewoonlik eers aan geld. Maar ek dink die Spreuke skrywer wou hê ons moes baie wyer kyk as dit. Ruimhartigheid is eintlik 'n manier van leef. Dis om jou tyd vir iemand beskikbaar te stel. Dis om met geduld op te tree wanneer jy eintlik moeg is. Dis om 'n vriendelike boodskap te stuur, iemand op te bou met jou woorde of eenvoudig stil te sit en te luister wanneer iemand swaar kry. Elke dag plaas God mense oor ons pad wat net 'n klein bietjie van sy liefde deur ons nodig het. Ek het oor die jare agtergekom dat ruimhartige mense nie noodwendig die meeste het nie. Hulle vertrou eenvoudig die Here meer. Hulle glo dat hy hulle bron is en daarom leef hulle nie met die vrees dat hulle gaan opraak nie. Dis waarom hierdie belofte so mooi is. God vra nooit dat ons uit 'n leë hart moet gee nie. Hy weet presies wat ons nodig het en hy beloof dat hy die sal verkoop wat ander verkoop. Hoe wonderlik is dit nie dat ons nooit alleen hoef te probeer gee nie. Ons gee uit die oorvloed van wat hy elke dag weer in ons harte uitstort. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek 'n vrou met oop hande. Sy het mense in nood raak gesien. Sy het met liefde gedien en sy het alles wat God aan haar toevertrou het gebruik om hom te verheerlik. Haar ruimhartigheid was nie iets wat sy moes probeer doen nie. Dit het natuurlik gevloei uit 'n hart wat verstaan het hoe goed God vir haar was. En ek dink dis die geheim. Hoe meer ons God se liefde vir onsself verstaan, hoe makliker vloei daardie liefde uit na ander mense. Miskien voel jy vandag asof jy self min oor het om te gee. Dalk is jy moeg, emosioneel uitgeput of dra jy swaar laste waarvan niemand weet nie. As dit jy is, wil ek jou vandag herinner dat God jou nie vra om uit leegheid te gee nie. Hy nooi jou eers na hom toe. Hy is die bron wat nooit opdroog nie. Soos hy jou hart verfris, sal jy ontdek dat jy ook weer ander kan verkoop. Sy voorraad raak nooit op nie. Voordat ons vandag afsluit, wil ek jou met een vraag los. Wie het God vandag oor jou pad gestuur wat net 'n bietjie van sy liefde nodig het? Dalk is dit 'n boodskap, 'n gebed, 'n koppie koffie of net 'n paar minute van jou tyd. Moet nooit dink 'n klein daad van vriendelikheid maak nie saak nie. God gebruik dikwels die eenvoudigste dinge om groot verskille in mense se lewens te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u ruimhartigheid teenoor my. Dankie dat u my elke dag met liefde, genade en sorg oorlaai. Gee vir my 'n hart wat soos u hart lyk. Maak my oë oop vir die mense wat vandag bemoediging, hoop en liefde nodig het. Help my om met oop hande te leef en te vertrou dat u altyd sal voorsien in alles wat ek nodig het. Vorm my elke dag meer na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou wie se lewe ander verkoop omdat sy self uit u oorvloed leef. In Jesus se kosbare naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet wanneer ons saam nog 'n stukkie van God se wonderlike wysheid in Spreuke ontdek.